In hierdie week verklaar ons nog steeds, Here God, dat U ons God is, dat U met ons is en dat U nog dieselfde Here God bly. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Here, ons bid regtig vir krag, ons bid vir vassing, ons bid vir beskerming, ons bid nog steeds dieselfde, dat ons U glo en U vertrou en aan U vashou, Here, tot die einde toe en volhard deur al hierdie dinge. Dankie Jesus, ons prys U en aanbid U. Al die lof en al die ere aan die koning van die konings. Prys sy naam. Dankie Jesus. Prys die Here. Amen en amen. Prys die Here. Baie dankie vir die saam sing en sy naam groot maak. Baie dankie. Jy kan die sitplekke prys die Here. Dankie Tannie. Ons prys God vir sy goedheid. Wie kan nog steeds verklaar dat die Here goed is en hy is nog steeds die koning van die konings? Dit sê ek nie omdat dit goed gaan nie. Dit sê ek juis omdat dit soms sleg gaan. Amen. Kan ek dit geweer sê? Ek sê nie die Here is goed net omdat dit goed gaan. Amen. Nou is dan net jy moet nou amen sê. Jy kan nie net God dien as dit goed gaan nie. Jy moet hom ook dien as dit sleg gaan, as dit nie so goed gaan nie. As dinge ook teen jou draai, as dinge nie uitwerk soos jy nie, dan moet ons nog steeds volhard tot die einde toe. Prys die Here. Tannie Celeste, wil Tannie gou vinnig vertel oor die val? Ja. Tannie kan maar sê, of draai net so om Tannie, dat almal net kan hoor miskien. My electricity tripped. So I needed to talk to my boss in my bedroom. So I made my way to the bedroom and there was a carpet there and I slipped on the carpet and slipping on the carpet I then hit my head against the bedside table which hit me right here. And you know, it all happened with nobody in the house was on my living station. And I sat on the bed, I said, Lord, I don't know what to do. And then I realized what it is. And you know, you think about all of these things and it's a little bit too late, but this is something I can do. And I just praise Yahweh and He said, Amen. Prys die Here. Amen, prys die Here. Dan het vir ons 'n foto gestuur toe sy geval het en hoe erg dit was op daai stadium en dank die Here dat hy met ons is in sulke dinge. Ons dank die Here met Marlene Mandela se ouers en sakkie daar Wouter hulle in die huis met die ouers toe hulle ingebreek het in Kempton Park terwyl hulle in die huis was en ook daar beskerming. Daar's nou 'n klomp goed gesteel wat nie lekker is nie en goed, maar dat hulle nie kon deurkom by hulle nie en dis klaar beskerming van die Here en ons dank die Here vir dit. Ek sê weer dis ons selfs as kinders van God is ons nie vrygestel van goed wat gebeur nie. Kan ek dit gou weer net vir jou herinner? Ons is nie vrygestel van dinge wat gebeur op hierdie aarde en die sonde en die gebrokenheid nie. Dis nie lekker nie. Maar ons het Jesus Christus saam met ons. Amen. En ons prys God vir dit. Ons dank die Here in dit dat hy nog met ons is. Ek wil graag vir jou bekende gedeelte lees in Lukas 11. En jou net in kort iets herinner, ons gaan daarna dink ek gaan ons nog na getuienis luister, maar ek wil graag dit net vir jou bring en herhaal. Ons het eintlik die een liedjie gesing vanoggend hier. Hou aan met bid tot lig deurbreek. Nou voordat ek die gedeelte lees, wil ek net graag weer gou net dit vir jou noem dat iets wat Jesus Christus baie gedoen het. As jy lees as jy deur die evangelies lees, as jy deur lees oor Jesus Christus, dan jy baie gehoor dat hy een kant gegaan en gaan bid. En kan ek dit maar net weer vir jou sê oor al die jare wat ek die Here dien
en in bediening is dit seker een van die dinge wat by tye die moeilikste is om baie keer aan te hou bid. Dis baie keer ook ek wil amper sê die meeste teenkanting kry jy soms van die vyand teen jou as jy begin bid en die Here begin soek en hom vertrou. Dan ek het in die week toe ons jong klomp by mekaar is, toe sê ek daar, of toe vra ons daar, maar die sekere goed waaroor ons gebid het dit beter gegaan en partykeer gaan dit sommer slegter, nee. As jy begin bid, die eerste 2-3 dae na jy begin bid, dan gaan die dinge waaroor jy bid baie keer slegter. Dan gaan dit aan die ander kant toe waarvoor jy gebid het. Maar leer dit, maar dit is dan juist 'n teken dat jy moet aanhou bid. Dis dan juist die teken dat die Here besig is met die saak en jy moet aanhou bid. En is daar sekerlik iets is waar ons die heeltyd mekaar moet opbou en moet mekaar aanspreek is, soos wat sy woord sê, bid sonder ophou. Hou aan bid. Deur die dag waar jy is, praat met die Here. Dit is nie altyd dat jy moet lê of staan of wat ook al daar, dis nie waar dit gaan nie. Dit is so die Bybel sê, jy moet by tye in jou binnekamer gaan alleen wees, en daar sal God, wat in die verborgen is, jou in die verborgenhede weer optel, daar waar jy, niemand jou sien nie, dis by tye moet jy daar ook, maar bid sommer net aanhoudend. Wees in gebed, met die Here gedurig. Ons self het seker 'n klomp maande nou deur wat ek en die meeste seker nog gebid het, oor sake en oor kinders en al hierdie dinge wat ons die hele tyd maar net bid en die Here bly vertrou. Maar kom ek lees net gou vir jou, ek gaan net 'n kort gedeelte uit dit wil ek net graag uitlig. Lukas 11 vers 1, hy sê, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, is nou Jesus Christus, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid. Nou, jy het dit ook al baie keer gehoor, die disippels vra, Here, leer ons bid. En ek dink die rede was dat hulle redelik gesien het dat hy baie gebid het. En dat wanneer hy gebid het, hy met sy Vader in gebed was in die hemel, want hy was ook ten volle mens, ten volle God, ten volle mens, maar dan het hy ook gesien die krag van gebed in sy lewe. So ek dink ons moet dit ook sê, die krag van dat hy gebid het en wonderwerke wat gebeur het, dinge in sy bediening wat gebeur het, omdat hy ook gebid het. En dan sê, soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, en dan lees hy nou die Onse Vader, kom ek lees dit net gou weer deur. Hy sê, Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ek wil net gou daai stukkie net gou daaruit haal. Daar's soveel in hierdie gebed, maar net treffend dat Jesus selfs daar bid, Here, lei ons nie versoeking, maar verlos ons van die bose. Here, beskerm ons teen die bose, verlos ons. Daar's nog bose aanvalle. Die vyand val nog steeds ons nou aan. Beskerm ons en verlos ons van die bose. Dat Jesus self dit sê, dis hoe julle moet bid. En hy het vir hulle gesê, wie van julle, vers 5, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van die binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, ek wil hê met gou vers 8, let daarop, ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as wat hy nodig het. Dan vers 9, hy sê, en ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word.
Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis en sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Ja, ek wil net ietsie vertel en ietsie sê rondom wat Jesus vertel na die Onse Vader. En hy sê as iemand in die nag kom en hy het brood nodig, sal jy sal vir hom sê, maar ek kan nie nou vir jou gee nie, want ek is al met my kinders, ons al in die bed te goed, maar dan sê vers 8, en hy gebruik die woordjie, hy sê, maar terwille van sy onbeskaamdheid sal hy tog opstaan om vir hom te gee wat hy vra. Ek wil vanmôre met jou ietsie net sê rondom dit, hoe belangrik dit is om aan te hou bid en aan te hou vra. En aan te hou herhaal en te vra en te bly vra. Kom ek sê gou net, lees dit gou weer, dat dit net gou, hy sê, ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, hy sal tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. Ek hoef jou ander vertaling net lees, dink dit is ook daar op die bord, hy sê, nee, ek sê vir julle, hy sal dadelik opstaan en vir jou die brood gee. Hy sal opstaan en vir jou alles gee wat jy nodig het, omdat jy sy vriend is. Hy sal dit vir jou doen, omdat jy sy vriend is, en hy sal dit daarom nie doen, hy sal doen, omdat jy aangehou het om te vra. Hy onbeskaamd beteken, hy woordjie gaan nou vir jou sê, jy kan dit dalk opsit, die Engelse beteken is importunity sê, hy sê, hy sal opstaan en gee, omdat hy aanhou gebid het, en eintlik aanhou bly vra. Wil jy met dit net gou vasmaak in jou hart? Kom net gou terug, jy dit ook al gehoor, baie keer sê mense, maar moet ek een keer vra, moet ek aanhou vra, en moet ek dan net dankie sê? Party ons maak dit baie ingewikkeld, en dan sê hulle maar, jy vra nou een keer, en dan daarna sê jy net dankie, totdat die Here antwoord, dit raak so kompleks nie. Ek gaan nou op die einde weer vir jou skrif gee, wat dit eintlik vir my baie maklik maak, my aanhou bid, my aanhou roep na die Here, maar die betekenis is hier, kom ek gee net gou, the word importunity means persistent, sometimes annoying or urgent, begging or request. It refers to someone asking for something repeatedly and insistently, often without giving up, even when it's inconvenient to the other person. Ek gaan nou weer na 'n ander skrif toe gaan op. Hoor gou hier, hou aan bid. Ons moet dit gedurig vir mekaar herhaal. Hou aan bid. En jy bly aan bid, en jy bly, dis ook reg om aan te hou vra. Daar's nie 'n probleem, ons kry dit in God se woord. Mense wat aanhou vra, en dan daai woordjie, wat eintlik onbeskaamd in die ou vertaling, hy sê, omdat hy aanhoudend vra, hy vra met aanhoudend, totdat dit half 'n nooit raak. Is dit 'n woord? Dit raak half frustrerend vir die ou wat luister en hoor. Ja. Hou aan bid, hou aan vra, bly aanhou bid oor die saak. Ek weet baie van u bid al jare oor 'n saak, hou aan bid, hou aan vra, hou aan met die Here daaroor praat. Moenie ophou nie, moenie stop nie. Ek moet u met dit bemoedig, dis ook die woord van die Here. En dis wat daar staan. So, hy sê moenie skaam wees om aan te hou vra nie. Hou aan om te vra met volharding. Iets van 'n kind van God wees, iets van Christen wees, jy volg Jesus Christus is volharding. Dit vra volharding om Sondag kerk hier op te slaan en af te slaan. Nou dit vra volharding, dis al amper 4 jaar wat ons gemeente plant het. Dit vra volharding om aan te hou. Selfs al is dit die kerk bietjie leer. Jy hoor wat ek sê? Dit kos volharding. Jy kan nie ophou omdat daar teenkanting is nie.
Amen. Is dit alweer net ek wat teenkanting kry? Ons volhard in die Here, al is daar teenkanting. Ons volhard in geloof, al is daar teenkanting. Ons volhard in gebed en vir genesing, al is daar soms simptome van siekte. Ons bly, al val die vyand aan, ons bly weerstaan hom, buig onder die gesag van die Here, weerstaan die vyand en ons buig, dit is ons gemeente se uitroepe, ons buig onder die gesag van Jesus Christus en ons gaan maak 'n impak waar ons beweeg. Volharding, aanhou bid. Selfs so baie, so aanhoudend, dat dit irriterend word. Of 'n dringende smeek en 'n dringende uitroep, totdat God, dit iets gebeur hier in jou gees by tye. Weet jy, het al agterkom, daar's by tye gebeur iets, dat jy net weet hier binne, dis nou die tyd om oor hierdie saak te bid. En dis asof die tyd nou ryp is om na God toe te gaan, en dan regtig om aan te gryp. Hy's werklik daar. Hy's werklik 'n lewende God. Hy's werklik die koning van die konings. Hy's werklik Jesus Christus, die almagtige, alwetende, alomteenwoordige God, wat net 'n woord spreek en dit gebeur. Glooi dit. En dis hierdie Here God en Jesus wat ons aangryp en praat mee en smeek by tye en aanhou roep en aanhou vra. Bid sonder ophou totdat die lig deurbreek. Hoe lank moet ek bid? Ek weet nie, hou aan bid. Hoeveel jaar moet ek nog bid? Ek weet nie of jy te sê nie, hou aan bid. Amen. Weet al langer as 'n week oor 'n saak gebid? Welkom. Ek bid al 20 jaar oor 'n saak. 25 jaar dink ek. Ek sê dit weer. En ons hou aan, ek gaan nie moed verloor nie. En ek weet nie hoe dit gaan gebeur, hoe nie, al is dit dan nou ook eenmaal, as ek by die Here is, dit maak nie, ek gaan aanhou bid en die Here vertrou. Aanhou bid en die Here vertrou, en hy gee ons die krag vir dit. Net so 'n paar voorbeelde gou vir jou aanhaal, net dat jy verstaan, dit is werklik Bybels. In Genesis, ek dink sa 32, kom Jakob na die Here toe, in die Bybel sê hy worstel met 'n man. Dit was eintlik God waarmee hy worstel. Hy worstel deur die nag met die Here, dat die engel kom, of die Here eintlik kom en sy heup kap, en hy's gebroke en sy heup breek. Maar weet jy, die worsteling van aanhoudend God vra, Here God, ek gaan U nie los totdat U my seën nie. Dit was Jakob se uitroepe. Ek gaan U nie los nie. Ek gaan aanhou vra, aanhou roep na die Here. Kan ek net gou weer terugkom? Dat hier waar Jesus die Onse Vader gee, en dan gee hy die voorbeeld van as iemand vra in die nag, dit was nog al jou huidige behoeftes daardie, oor die brood. Dit is nogal treffend. Dit was nie net die geestelike, daardie was nog ook die dinge wat ek hier rond partykeer nodig het, en die Here moet van voor vra, dat hy ook daarin voorsien. Amen. Jakob, hou aan, dat sy heupbeen gebreek word, dat hy sê, laat gaan my, dit word dag, ek moet gaan, dat sy heupbeen gebreek, maar hy's geseën daar weg. Sy heup, hy loop mank, maar ten minste geseënd mank. Prys God, want hy het aangehou en die Here gevra. Lukas 18, een van my gunstelinge gedeeltes in die Bybel, die weduwee en onregverdige regter. Ek haal dit so baie aan. Daardie gedeelte, hy sê vers 7, maar God sal sy mense help. Dit is seker. Hy het hulle gekies en hulle roep hy help hulle wat elke dag en nag na hom roep. Dink julle hy sal wag om te help? Nee, sê ek vir julle, hy sal dadelik help. Julle moet aanhou bid, sodat wanneer die seën van die mens kom, hy mense op aarde sal kry wat glo. O, prys God, hou aan bid. Jy bly glo en jy bly vertrou, dis deel van 'n kind van God wees. Sekerlik een van die moeilikste
vrugte van die Gees. Behalwe dink ek lankmoedigheid is getrouheid. Lankmoedigheid is moeilik, maar getrouheid. Getrou te bly, getrou te bly, getrou te bly, getrou te bly, getrou te bly. Kan ek dit weer sê, al gaan dit goed of gaan dit sleg? Te bly bid môre en oormôre, al lyk dit alles loop aan 'n kant toe. Die Here te bly vertrou. En hier sê die Here, hy wil verseker help vir sy regverdiges wat dag en nag tot hom roep. Weer eens, aanhou roep, aanhou uitroep na die Here, aanhou bly vra. Ken die gedeelte van Hanna in die Bybel, 1 Samuel 1 vers 10. Sy was diep bedroef en het tot die Here gebid en bitterlik gehuil, sê die Bybel, en sy het 'n gelofte gemaak en gesê, Here van die leerskare, as U werklik die ellende van die dienares sal aansien en aan my siel sal dink en die dienares nie sal vergeet nie, maar in die dienares 'n seun sal gee, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe. Sy het aanhou vra, aanhou bid. Paulus sê, Romeine 1 vers 9 tot 10, hy sê, God wat ek met my hele hart dien, in die evangelie van sy seun, is my getuie, dat ek sonder ophou aan julle dink in my gebede, altyd as ek bid. Ag, sê gou vir jouself, ek sal volhard. Ek sal volhard. Sê vir jouself, ek sal aanhou bid. En as jy vir jouself sê, dan sê die hele lyf, die hele vlees sê, ek is nie lus nie. Weer eens, dit gebeur. Roep maar net 'n gebedsbyeenkoms by mekaar. Dis so. Maar prys God, ons sal volhard. Ons sal aanhou bid en ons kan aanhoudend vra. Aanhoudend roep vir my kinders. Het ek dit nie geleer die tyd, veral toe hulle groot word. Jy dink jy bid vir jou kinders as hulle in die huis is. Jy bid dat hulle die huis uit gaan. Dan moet jy sien hoe bid jy vir hulle. Dan moet jy sien hoe roep jy aanhoudend vir die Here oor hulle. Amen. Kan ek nog anders sien wat so bid vir hulle kinders as hulle eers groot raak. En dan bid jy. Dan roep jy in sommer in die nag 3 uur waar ook al, dan hou jy aanbidend in hulle name heeltyd voor die Here. Amen. Maar dis juis wat sy woord sê. 1 Tessalonisense 5:17. Bid sonder ophou. Ag, kind van die Here, hou aan bid. Hou aan bid. Moenie stop nie, veral in die tye waarin ons nou leef. Hoor wat sê Kolossense 4 vers 2. Ek het net oor gesê, moet ons nou een keer bid, dan net een keer dankie sê en daarna nou maar net die Here prys. Maak nie saak daar hoe, moet dit so ingewikkeld maak nie. Bid net, hou net aan bid. Die Bybel sê die Heilige Gees stryk vir ons gebede suiwer voor God, maak dit reg voor God. Hy tree eintlik vir ons in voor God die Vader by tye as ons bid. Maar hoor wat sê Kolossense 4:2, hy sê volhard in die gebed. Wees waaksaam daarin met danksegging. Dan Filippense 4 vers 6 hy sê, wees oor niks besorg nie, baie bekend, maar laat julle begeertes in alles, hoor nou hier, deur gebed en smeking en danksegging by God bekend word. So by tyd daar, wat ek eintlik sê, by tyd daar smeek jy, amen. By tyd daar smeek jy regtig, Here, help my. Here, ek smeek U nou. Ander tye, dan sê jy vir hom, dankie Here, dankie dat ek weet die antwoord, dankie dat die saak voor U is, dankie dat ek heeltyd voor U gaan bring. En ander tye bid jy maar net soos wat die Onse Vader dan sê, ek bid dit en ek vertrou maar net die Here God. Jy sal weet in jou hart. Deuteronomium 4:29 ook iets besonders in die Ou Testament oor hoe hulle geroep het na die Here. Hy sê, daar sal julle weer na die Here julle God begin soek. As julle met hart en siel na hom soek, sal julle hom vind. Dis beloftes uit sy woord. As jy met hart en siel smeek, roep na God. As jy hom bly vra, hy's nie soos die aardse vader wat maar sukkel nie, hy's wat selfs die aardse vader sal help vir sy kind as hy 'n kos vra hom nie 'n klip gee nie. Nee, hy's ons hemelse Vader wat wanneer jy hom smeek en hom vra, is hy getrou om te antwoord.
Hoor gou kind van die Here, ek wil hê jy moet dit gou weer hoor, en ek weet, jy hoor dit jare al in die kerk, maar ek wil dit weer hoor, ek wil hê jy moet dit weer hoor, ons Here God beantwoord nog gebede, hy's nog die een wat gebed beantwoord, hy's nog die een wat na hom soek sal deurkom, hy's nog die een wat sê, hou aan met bid, ek hoor wat jy bid, moenie stop nie, ek kom deur vir hulle wat bid. Hy's nog die een wat gebede beantwoord, selfs in 2025, en daar gaan verseker plekke en tye in jou lewe kom, wat jy gaan net hom kan vertrou, net hom kan raadpleeg, net na hom kan roep, en net by hom kan gaan sit, en sê, Here, help my. Here, help my. Prys God, dat ons Vader in die hemel se gebed, sy oor is tot die gebed van die regverdige, sê sy woord. Hy hoor as sy regverdiges roep. En die Bybel sê dat die gebed van die regverdige het groot krag. Het groot krag. Ek wil gou saam met jou bid. En Elsbeth gaan ook vir ons getuig, maar ek wil gou saam met jou net bid, dat jy nie sal nou moet verloor om met God te praat nie. Ag, en ek sê dit nie net soms so net, ek weet hoe dit soms is, as jy nie lus is nie, as die liggaam nie wil nie, en die vlees wil nie, ek weet hoe voel dit soms te sê, as jy net moeg is, en al wat jy uitkry is, Here help, of iets in daai lyn, maar ek wil jou vra asseblief, moenie ophou bid nie, kind van die Here, moenie ophou met die Here praat nie, daar's krag daarin, dis 'n voorbeeld wat Bybelse mense ons gegee het, dwars deur die woord, en is 'n voorbeeld wat Jesus gegee het, hou aan, bid. Vader, in die naam van Jesus, as jy vanmôre regtig hier sit en jy sê, Iwe, jy kan kom speel net vandag terwyl ek bid, as jy regtig vanmôre sit, sê, Here, gee my net krag om te bid, gee my net krag om aan te bid, gee my krag om oor daardie spesifieke saak aanhoudend te bid. Somtyds bid jy een keer en God antwoord. Somtyds, Here, vra ons een keer en daar is dit en die Here antwoord, maar die meeste van die tyd stap hy ook in ons gebede 'n pad met ons. Meeste van die tyd, Here, maak hy ook ons gebede reguit voor God die Vader. Kom die Heilige Gees en hy bring dit in lyn met God se wil. Meeste van die tyd, Here, is daar 'n wagtydperk wanneer ons bid. Daarom bid ek vir kinders van die Here. Vanoggend hier sit wat luister aanlyn, om nie moeg te word nie, om aan te hou bid. Selfs so dat dit irriterend raak. Miskien irriterend voel, maar hou aan bid oor die saak. Hou aan. Bid nou, Vader, in die naam van Jesus. Miskien is daar nou iets wat in iemand se gees oopmaak en losmaak. Iets spesifiek wat hulle gewonder het, moet hulle oor dit bid. Bid ek nou dat U dit sal lewend maak in hulle gees. Dalk is dit nou die regte tyd om oor daardie saak te bid. Dalk is dit nou juis die regte tyd wat jy moet begin aanhoudend roep en praat. Here, en ons kan net staan op U belofte wat sê, vir hulle wat U soek, uit hart en gees en siel, uit die diepste van hulle binneste, sal hulle U vind. Sal die antwoord kom. Sal dit op die regte tyd gebeur. En ons glo U, Vader. Ek bid vir mense nou, wat sê ek het my krag verloor om te bid. Soos die vyand my kom aanval het en het my moeg gemaak. Maar dis juis omdat daar so krag is wanneer jy bid. Dis juis omdat daar krag is in gebed. Jy het moedeloos geword oor al die omstandighede en al die dinge, en jy het gewonder, ag, ek het nie meer krag om te bid nie. Ek bid in Jesus se naam, dat U nou mense sal krag gee om weer op te staan. Dis ek gaan God glo, ek gaan die Here glo en ek gaan aanhou bid.
aanhou met my Vader in die hemel praat. Somtyds alleen gaan, somtyds deur die dag wat ek werk, gaan ek in 'n verhouding met hom wees en met hom praat. Dankie Jesus vir elkeen wat dit uitroep en elkeen wat dit vra en elkeen wat dit soek. Doen dit, gee dit vir elkeen, help elkeen. En ek bid ook dat elke gebed besonderse kragtige inwerking en uitwerking sal hê in die gees en in lewens en in omstandighede. Bid dit in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Gou vir 'n yes. Because it's wonderful, you don't need your head. It's all spiritual. Yes. Baie dankie Tannie. Baie waar wat sy sê. Praat gereeld in jou taal met die Here. Praat verborgenheid in die hemel as jy gedoop is in die Heilige Gees en jy het 'n taal ontvang om te praat. Praat dit gereeld. Hou sommer aan. Weet ek self doen dit baie keer soms as ek in die motor ry, iewers op pad is, dan begin bid ek sommer my taal. En dan weet ek dit is voor God wat hy dit reguit maak. Amen. Baie dankie Tannie. Jy gou getuig, ietsie getuig. Dankie. Ja, kom staan gou hier voor. Ek wil graag met die veiligheid deel. En dit het baie gevat en dit is daar in die oggend. Dit het baie gevat. En hierdie gaan nie oor my nie, dit gaan oor wat God kan doen. Dit gaan oor wat God kan doen. Dit gaan oor wat God kan doen. Die laaste, laat ek net, mense het ook vir my gesê, ek is soos 'n butterfly. Ek is ook bezig met een blommetjie, saam met hulle, en dan is die blommetjies verder. So hulle sukkel om te volg as ek praat. So, probeer maar volg. Ek het die Heilige Gees gevra om te praat. En te praat deur my. Ek wou dit as maak, en ek het gesê, nee, die Gees gaan getuig deur my vandag. En ek wil ook vir julle sê, daar die Here verwys ons 'n groot rede hoekom mense nie hulle getuienis gee nie. En dit is my woord van ander mense af, van Christene af, want jy word gelabel. Jy word gelabel dit wat jy was, nie dit wat God jou konfront het. Okay, so die laaste paar weke, miskien maande, het ek weer die duivel weer, hy ken weer, die vyand ken jou, hy weet wat sy button is om te push, hy weet. Ek het weer verskriklike vrees gegaan, ek kon dit nie verstaan nie. Ek kon nie verstaan die vrees waar jy gaan. En hoe kom jy? En mense het agtergekom, dit is fout. Vir my, ek sit al met vrees van het ek kan onthou. Maar ek weet nie, want dit is nie waar dat ek kan onthou. Maar hierdie was anders. Hierdie was 'n ander vrees. En as ek bid teen vrees, en ek worship, en ek prys die Here, dan gaan ek uit. Maar wat is er anders te doen? Die laaste paar weke, kyk, die mense wat my ken, nee? Sondag is nou hoogtepunt. Want dan sit ons hier so, en ons worship, en ons leer van die Here, en die Here, die Gees is hier, hy praat met ons. Maar die laaste paar weke het ek terwyl ek in die diens gesit het, begin veiligheid skryf. Nou die van julle wat nie weet wat veiligheid is, dit is dit is daai vrees van as 'n leeu op jou afstoot, né? Jy moet opvlug of jy moet iets fight of flight. Jy moet kies. En die verskil is, daar is nie 'n leeu nie. Jy het nie daar alles. Daar is nie 'n leeu nie. Jy het nie hoekom het jy daar alles nie. Daar is nie 'n leeu nie. En
Theo Widow is baie stil. Hy werk baie gemeen benede. En hy weet my amper oortuig dat die rede hoekom ek hierdie angsaanvalle kry in die kerk is oor verlede, terwyl ek die baie wat is. Dis kan foto terug. Ja, baie. Sorry. En ek het begin dink, dit is memories wat ek van bly myself. Maar ek kon nie verstaan nie, want die Here was toe, wat die Here is toe. En die Here wat die Here is, en daar was volkomen vergifnis van my kant af, en dis nie wat ek my vertel is. Gister was die angst verskriklik. Toen gister my was dit was verskriklik, ek het gedink, ek het geprys, ek het worship. My suster het met my gepraat, ek het net al mond sien beweeg. Ek hoor nie te sê, so erg as ek vrees, en ek kon nie verstaan, want die oomblik het besef en dat is kyk. Die vrees wat ek gisterand laat, toe sê ek 'n boodskap vir Jakob, en vir die vrienden sê ek tree in, ek weet nie wat aangaan nie, die angst is unbearable, ek weet is aangaan, van die vijf af, maar ek weet nie, hoekom nie. En ek op julle sê, dit is waar in die Jesus, so as ek julle ooit gaan integreer, dan kan ek voel in die geest, as ek streef. Ek raak so kan, dan weet ek, en gebed. En ek het dan gevra, as ek integreer, dat weet ek wat gaan. En maak ons op wat nie. Al kom waar julle my in die huis uit, ek is in my pyjamas, ek gil en ek skreeuw, ek moet by die kerk kom vandag, ek weet nie hoekom nie, ek moet die 5 keer. En toen die enige kant het ek begin rustig gevoel, ek het gedink ek gaan met nog een veilige kerk wakker word, en dis wat ek gewoond is, as ek raak so aan die hand. En ek het nou wat gevoel. En ek dacht, kon ek blijven. Maar gisteraan terwyl ek tyd saam die Here spandeer, kom gebeur my tekstvers. En dis tekstvers wat ek goed ken, maar ek moes gaan kyk waar ek staan. En ek wil het graag nie lees, want ek sluit dit aan. Dis in Openbaring. Openbaring 12, waar die Here sê, en hulle hom, die vyand, oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En ek net, ek is mal in die vers. Dit is my so my vers. Maar vanoggend het die trappe afloop en ek gaan sit. Die sê die Here vir my, jy het vandag die getuienis gedoen. En iemand het dit hoor. Nou ek het voorheen, was ek die hele voorheen, as ek in 'n ander kerk in ons gewaai, ek het nooit die voorheen gehad om te getuienis te gee nie. Ek het wel een aantydens gebid, die pastoor gesê, as daar enige rede is, as enige iemand ooit iets gedoen, wat ek nie die age, met psychic readings, daai klas van goed, kom ek of speel bid, dat ons sê, dat nog die Here is. En ek het opgestaan. En ek het gesê, ek het sê dat nog die Here is. En ek het vir hulle gesê, wat vir hulle moet bid, en hulle het my gebed, maar alles is verander. Ek het nie van hulle gehoor nie, hulle het so koud tegen my gehad, en dat ek vraag hulle, wat gaan aan? Wat gaan aan? Toe sê hulle, ons is kwaad vir jou, want jy het nie al gesê van julle, waarom jy betrokke was. Toe sê, die Here het my verlos van dit maak nie my saak nie. Ek het gekom, sodat julle kan bid, sodat ek kan 100% seker wees, nie dat ek nie was nie, dat daai deel goed is. En ek is eventueel daar.
ek wou dit graag in proses gewees het, maar elke keer as my naam op die lys was, dan was my naam opgegooi, maar dit maak nie saak, dit is maar het gaan. Okay, so ek gaan so kort as moeilijk probeer praat, met die sêde en mense praat, so ek weet dit is belangrijk is, gaan ek gewoon dat jy die Here het wat gesê, hierdie is die iemand. Ek het groot geword, ons het groot geword in 'n gelooflike, christelike huis. Ja, so een korte woord. Ik weet niet, dit is zo'n minuut nog hoor. Nog net Zo'n minuut. Oké. Ek het nog gehoor, my ouma, ek het gebed vir haar kinders. Ek het gebed vir haar kinders. Sy, nie mense sal gesê, maar sy die manier wat sy gebeur het, kon ek sê. En ek het nie ek was afgesonderd in die kerk, ons was zondagsskool, jy was weer moes, dit was in Christus was in die huis. En ek het nie die concept van grace, die sy partner verstaan het, ek het nie geweet van dit nie. En ek het elke keer as jy sonde pleeg, dan het ek van jou weggehelp het. En ek het geleer, ek sê, ek kan nie sy lewe nie. Ek kan nie, dis onmoontlik vir my. Ek weet nie hoe die pastoor die predikante dit doen nie. Ek kan nie, so dan moet ek my hart gaan. En toe raak ek betrokke in die noodschool. Ek het kerkklasse gelees. Ek het Christelering gedoen. Ek het reikje gedoen. Alles wat onder die sambeel gekomt is met al. En die Here het my daar gered. Hy was nooit by my kinders verlos. Hy het my daar gered. En dit was 'n proses geweest. Ek het bijvoorbeeld, terwyl ek sal wakker word in die oggend, dan sal ek afmerk in my gesig. Maar die punt is, teen die tyd wat 2 jaar na my redding, dus ek volkome verlos van alles. Dit het weer bevryding gegaan. Die Heilige Gees het my geleer hoe bevryding te doen op ander mense. En die tekens van the spiritual realm. The forces of darkness. Ek kan vir julle sê dit is reël. En ons wil sê dit is reël, maar ek kan vir julle sê, dit maak nie saak hoe ver jy afgegaan het. Dis die Here waar jy op is. En hy gebruik jou, hy draai jou om. En dit wat jy gebruik het, vir die vyand, wat jy gedink het is nie fout nie, is lig. Wat jy uitgestel, is die volgende plaas. Dit gebruik die Here daar. Hy draai dit om en hy maak dit heilig. Hy gee vir jou daai abilities, draai om en hy help jou om ander mense uit te help. Waar jy was, hy help jou om ander mense bevryding te gee. En dit is die volgende testimony. So ek wil vir julle sê, dat niks van die Here nie kan doen. Amen. In die oomblik wat ek gesê het, die Here op het gesê, jy van, iemand moet het hoor, iemand moet het hoor. Toe besef ek hoekom die aanvallers so sterk was, en hoekom die vrees so erg was. Dit was ongelukkig. Ek kan nie vir julle verduidelik, die vrees. Ek nie weet hoe kan ek in kerk uitkom. So vrees ek gehad, en jy uitkom, en ek nie gedink hoekom nie, toe die Here vanoggend vir my gesê, jy Prys die Here. Loof sy naam. Baie dankie, wil jy nie saam met my staan nie. Net vir saam met my staan nie. Die Here doen, baie dankie Elsbie, die Here doen nog besonderse wonderwerke en ons getuienis verklaar dat hy God is wat vrymaak en verlos. Amen. Ons dank die Here vir wat die Here in jou lewe doen en nog besig is om te doen. En verlos en alles saam met dit en die vrees. Net voordat ons saam bid en afsluit, ons het die laaste tyd nogal vir heel wat mense, ook familie, gebid rondom vrees. Dis maar net 1 of 2, dit is geweldig, baie mense wat ewe skielik gesukkel het met dit. Die laaste tyd, so seker is daar iets dan in die gees aan die gebeur rondom dit, of 'n direkte aanval, of hoe jy dit ook al sê, rondom dit op mense se lewens.
Maar prys God dat hy tot ons 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing gegee. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die getuienis van wat God doen. Dankie dat ons kan getuig oor die grootheid van die Here God. Ons prys U, ons eer U, ons aanbid U. Sier dalk enige iemand staan of hoor of luister rondom dit. Bid ek in Jesus naam. Daar is krag in Jesus naam. Daar is verlossing in Jesus naam. Daar is vrymaking in Jesus naam. En ons gryp dit en vat dit dat ons 'n gees van liefde, krag en selfbeheersing ontvang het in Jesus naam. Prys God, loof die Here vir verlossing in U naam. Sal U elkeen seën, sal U elkeen se die week, die toekoms sien, sal U naby elkeen wees en sal die woord getuienis, alles wat gebeur het tot eer van Jesus Christus se naam wees. Bid dit tot eer van die Here en in sy naam Jesus Christus. Amen. Prys die Here. Baie dankie dat U vanoggend hier was. Gaan in die vrede van die Here. As die offerande saamgebring het, sê ek altyd gee met 'n blymoedige hart en ek bid dat die vrede van die Here met U sal wees. Amen.